Hoofstuk 46. Vrygelaat. Terwyl Paulus se arbeid in Rome geseën is met die bekering van vele siele en die versterking en bemoediging van die gelowiges, het donker wolke saamgepak, wat nie net sy eie veiligheid nie, maar ook die voorspoed van die kerk bedreig het. Toe hy in Rome aangekom, is hy toevertrou aan die sorg van 'n kaptein van die keiserlike wag, 'n regverdige en eerlike man deur wie se tegemoetkomendheid hy betreklik vrygelaat is om die werk van die evangelie voort te sit. Maar voordat die 2 jaar van sy gevangenskap verstryk het, is daardie man deur 'n amptenaar vervang van wie die apostel geen besondere guns kon verwag nie. Die Jode was nou meer bedrywig as ooit teen Paulus, en hulle het 'n bekwame handlanger gevind in die losbandige vrou wat Nero as sy tweede gade geneem het. Aangesien sy 'n Joodse bekeerling was, het sy al haar invloed aangewend om hulle moorddadige planne teen die kampvegter van die Christelike geloof te bevorder. Paulus kon nie veel reg verwag van die keiser op wie hy hom beroep het nie. Nero was sedeloser, ligsinniger en terselfdertyd meer in staat tot afskuwelike wreedheid as enige ander regerder wat hom vooraf gegaan het. Die teuels van die regering kon moeilik aan 'n meer despotiese heerser toevertrou gewees het. Die eerste jaar van sy bewind is gekenmerk deur die vergiftiging van sy jong stiefbroer, die regmatige troonopvolger. Nero het van een misdaad na die ander gedaal, totdat hy sy eie moeder en toe sy vrou vermoor het. Daar was geen gruweldaad wat hy nie sou pleeg nie, geen snoodheid waartoe hy nie sou neerdaal nie. Elke edele mens het hom verafskie en verag. Die besonderhede van die ongeregtighede wat hulle in sy paleis afgespeel het, is te verlagend, te afskuwelik om te beskryf. Sy bandelose goddeloosheid het weerstand en afkeer gewek by selfs diegene wat gedwing is om in sy misdade te deel. Hulle het gedurig gevrees vir die volgende afskuwekkende daad wat hy sou voorstel. Nogtans het selfs wandade soos die van Nero nie sy onderdane se trou laat wankel nie. Hy is erken as die alleenheerser van die hele beskaafde wêreld. Boonop het hy goddelike eer ontvang en is hy as God aanbid. Menslik gesproke was Paulus se veroordeling deur so 'n regter 'n uitgemaakte saak. Maar die apostel het gevoel dat solank hy aan God getrou was, hy niks te vrees gehad het nie. Hy was in die verlede sy beskermer en hy kon hom nog teen die kwaadwilligheid van die Jode en teen die mag van die keiser beskut. En God het sy dienaar beskerm. By Paulus se verhoor is die beskuldigings teen hom nie bewys nie. En teen die algemene verwagting in, en met 'n agting vir die reg wat geheel en al in stryd was met sy geaardheid, het Nero die gevangene onskuldig verklaar. Paulus se boeye is verwyder en hy was weer 'n vry man. As sy verhoor langer uitgestel was, of as sy om enige rede tot die volgende jaar in Rome vertraag was, sou hy sonder twyfel omgekom het in die vervolging wat toe plaasgevind het. Gedurende Paulus se gevangenskap het die aantal bekeerlinge tot die Christelike geloof so talryk geword, dat hulle die aandag en vyandskap van die owerhede getrek het. Die keiser was besonder kwaad oor die bekering van die lede van sy eie huis, en hy het goue verskoning gevind om van die Christene die doelwit van sy genadeloose wreedheid te maak. Omtrent daardie tyd het 'n vreeslike brand in Rome ontstaan, en bykans helfte van die stad is afgebrand. Daar was 'n gerug dat Nero self die vlamme laat aansteek het, maar om agterdog te vermy, het hy 'n vertoon van groot vrygewigheid gemaak deur die dakloses en armes te help. Hy is egter van die misdaad beskuldig. Die volk was opgewonde en woedend,
en om die aandag van homself af te trek en die stad terselfdertyd te bevry van 'n klas wat hy gevrees en gehaat het, het Nero die Christene beskuldig. Sy set was geslaagd en duisende volgelinge van Christus, manne, vroue en kinders is wreed om die lewe gebring. Paulus is hierdie vreeslike vervolging gespaar, want kort na sy vrylating het hy uit Rome vertrek. Hy het daar die laaste bietjie vryheid ywerig gebruik om onder die gemeentes te werk. Hy het gestreef om 'n hegter eenheid tussen die Griekse en die Oosterse gemeentes te smee en om die gemoedere van die gelowiges te versterk teen die valse leerstellings wat ingeslyp het om die geloof te verderf. Die beproewinge en sorge wat Paulus verduur het sy gestel verswak. Die swakhede van die ouderdom het hom ingehaal. Hy het gevoel dat hy nou sy laaste werk verrig, en na mate sy arbeidstyd al korter geword het hy hom al meer ingespan. Daar was skynbaar geen einde aan sy ywer nie. Vasbeslote van doel, vinnig om op te tree, sterk in die geloof, het hy in baie lande van gemeente tot gemeente gereis en deur elke moontlike middel gepoog om die hand van die gelowiges te sterk, sodat hulle getrou kon werk om siele vir Jesus te win, en sodat hulle in die moeilike tye wat reeds op hande was, standvastig vir die evangelie kon staan en 'n getroue getuienis vir Jesus kon